Goeiedag, ek is Melanie Smit, ek is 'n tentmakerleraar by Helderberg gemeente en ek het ook die voorreg om die uitreikbestuurder te wees by hierdie gemeente. Ons tema vir vandag is, die Messias is tussen julle. Maar voordat ons verder gesels, kom ons bid net saam. Here Jesus, U is by ons. Deur U Gees is U in ons. En hier waar ons in die natuur is dit 'n wonderlike ervaring om te weet dat ons nooit sonder U is nie. Daarom is ons gebed dan ook, wanneer ons uit die woord uitlees, wanneer ons saam dink oor wat dit vir ons beteken, en dan ook hoe ons dit gaan toepas in ons eie lewe, is ons gebed, Heilige Gees, dat U met ons sal wees, dat U ons sal lei, en dat ons oë, ons ore en ons harte oop sal wees. Amen. Soos ek sê, ons tema is, die Messias is tussen julle. En die vraag is, hoe kyk ons na mekaar? Wat sien jy, wanneer jy na die mense om jou kyk? Nou, ons tema kom uit 'n storie wat my baie gehelp het met hierdie vraag. Vader Francis Dorf het hierdie storie geskryf, en die bekende psigiater M. Scott Peck haal dit aan in sy boek, The Different Drum. Nou, die storie se naam is, Die Rabbi se Geskenk. Die storie gaan so. In 'n woud was daar 'n klooster met 5 monnike. Hulle was die laaste oorblywendes van hulle orde. En almal van hulle was al ouer as 70 gewees. Hulle was diep bekommerd oor hulle orde en die voortbestaan daarvan. Hulle het nie raad gehad vir hulle situasie nie. Omdat hulle so moedeloos was, het daar ook nie meer besoekers na hulle toe gekom nie, want daar was geen vreugde in daardie klooster gewees nie. Daar was 'n woud, net langs die klooster, en in daardie woud was daar 'n rabbi wat van tyd tot tyd na 'n hut toe gekom het, om in afsondering te wees. Eendag toe sien die hoofmonnik die rabbi is weer in die woud, en hy besluit, hy gaan die rabbi vra vir raad. Die monnik het na die rabbi toe gegaan en hulle situasie van die klooster verduidelik, maar die rabbi het gesê, ek het nie vir jou 'n oplossing nie, ons sit met dieselfde probleem in ons sinagoge. Toe huil hulle saam. Toe hulle klaar gehuil het, toe lees hulle saam uit die boeke van Moses, en nog lank het hulle met mekaar gesit en praat. Toe dit tyd word vir die monnik om terug te gaan, toe vra hy vir die rabbi, of hy nie tog maar net vir hom enige raad het vir hulle situasie nie. En die rabbi het geantwoord, ongelukkig nie. Al wat ek kan sê is, die Messias is tussen julle. Die monnik het dit met die ander monnike gaan deel, maar hulle kon nie lekker kop of stert uitmaak van hierdie woorde nie. Maar so met die tyd het hulle begin wonder, beteken dit miskien broer Thomas is die Messias? Hy kan nogal wees, hy is altyd so vriendelik en hy gee so om vir mense. Kan dit miskien broer Elder wees, maar hy is altyd so nors. Maar tog is daar tye wat hy omgee en hy is altyd reg as jy vir hom vra. Is dit miskien broer Philip? Hy is so stadig, hy kry niks betyds gedoen nie, maar as jy iets moet doen, dan is hy altyd daar vir jou. En toe wonder hulle, is dit miskien ek? Kan dit wees? En soos wat hulle hierdie gedagte oordink het hulle mekaar met die uiterste respek begin hanteer, net vir ingeval een van hulle miskien die Messias was. So is mense van oral oorgelok deur hierdie wonderlike respek wat die monnike vir mekaar getoon het en vir mense wat ingekom het. Kort verlang het daar weer monnike by die klooster aangesluit en het hierdie orde geblom omdat hulle verstaan het dat die Messias tussen hulle is, dat alle mense respek verdien soos wat ons vir Jesus sou gegee het. Johannes 4 vertel vir ons 'n storie van hoe Jesus ons help om as Messias na mense te kyk en hoe hy hulle hanteer. Ons lees saam Johannes 4 vers 1 tot 30 en dan weer vers 39 tot 43. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar,
En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe, om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy, wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê te vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daar uitgedrink het nie? Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, wat met water opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê te vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê te vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Die Samaritane glo in Jesus. Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Nog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê? Of hom, waarom praat hy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp na Jesus toe begin kom. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom daarop aandring om by hulle bly, het hy daar gebly vir 2 dae. Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Hier is 'n klomp mense wat kyk na mekaar. Die Jode sien die Samaritane. Wat sien hulle? Die Jode sien 'n klomp onrein mense. Volgens die Jode is nie net die gedrag van die Samaritane veragtelik nie. Alles wat hulle doen, wie hulle is, die Jode haat hulle, hulle wil niks met hulle te doen hê nie. En die hartseer is dat hierdie haat kom van 722 voor Christus. Dis 700 jaar gelede wat hierdie haat begin het. En so gaan dit nog steeds aan. Die Samaritane is weggevoer toe die Noordryk geval het en die Assiriërs het mense agtergelaat en hulle het op die einde vermeng geraak met die Samaritane. Nou sê die Jode, ons haat julle, want julle is nie meer reg Joods nie. En so gaan die Samaritane en hulle bou nou nog 'n tempel in Gerizimberg, in plaas van om na die tempel in Jerusalem te gaan.
So hierdie twee groepe het mekaar so gehad, dat die Jode eerder 'n ompad sou loop vir 5 dae lank tussen Jerusalem en Galilea, as wat hulle die gewone pad sou vat, wat 3 dae vat, om tussen die twee plekke te kom. Nou kom Jesus, die Jood, en hy vat die kort pad, deur Samaria. Ek wens, ek kon die disippels se gesprekke hoor op die pad. Ek dink as ons dit in vandag se taal vertaal, is dit soos ons, wat hier van Somerset Wes af, deur Nomzamo ry Gordons Bay toe, in plaas van om met die N2 te ry, en dan Gordons Bay toe te gaan. Die Joodse mans het ook anders gekyk na vroue, as wat ons vandag na vroue kyk. Hulle het glad nie in die openbaar met 'n vrou gepraat nie. 'n Rabbi kon byvoorbeeld nie eers met sy eie vrou, sy dogter of sy suster praat in die openbaar nie. Ons sien in vers 27 dat die disippels baie geskok was dat Jesus met hierdie Samaritaanse vrou praat, maar hulle het hom te veel gerespekteer om iets vir hom of vir haar te sê. Ander vraag is, wat sien die mense van Sigar dorp? Hoe sien hulle die Samaritaanse vrou? As ons lees van haar gedrag, die feit dat sy in die middel van die dag kom water haal, dat sy mense wil vermy, dan neem ons aan dat sy maar so 'n bietjie die skindernuus in die dorp was, dat sy moeite gedoen het om hulle te vermy, en ek dink die mens vermy mense wat goeie goed van jou praat nie. So, ons kan maar aflei, dink ek met gemak, dat die mense van Sigar nie goeie goed gedink het oor hierdie vrou nie. En dan is daar ook die Samaritaanse vrou wat na haarself kyk. En die vraag is, hoe sien sy haarself? Weereens sê haar gedrag vir ons, sy het heel waarskynlik nie baie van haarself gedink nie, want sy doen moeite om weg te bly van mense af. En dan kom sy by die put aan, en hier sit 'n man. Wat sien sy? Dink in die begin sien sy maar net 'n man wat dors is. Dit lyk asof sy kon sien dat Jesus 'n Joodse man was. En sy was baie geskok geweest oor 'n klomp goed. Een is, soos ek gesê het, die Jode het nie sommer deur Samaria gereis nie. Hier sit Jesus. Tweedens is, 'n Joodse man het nie met 'n vrou gepraat nie, nog minder met 'n Samaritaanse vrou. So die feit dat Jesus met haar praat, is nog meer verkeerd. En toe vra hy vir haar vir water. So, hy het nie 'n skepting by hom nie, so dit beteken, hy gaan moet drink uit iets wat sy vir hom gee. Dit was op soveel vlakke verkeerd gewees in hulle tyd. En ons lees dat haar antwoord aan Jesus baie skerp is. En ek het gewonder of haar reaksie uit skrik uit is, en of sy kwaad was vir die feit dat hierdie Joodse man die durf sal hê om so iets vir haar te sê. So ons lees haar antwoord as ietsie van 'n afjak. Sy sê vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou om water? Interessant is, Jesus raak nie betrokke in hierdie eeuwe-oue rasse argument nie. Hy byt nie. Hy vertel eerder vir haar van lewende water. Nou sy sarkasties. Nou sê sy vir Jesus, gee vir my van daai water, dan hoef ek nooit weer hierdie kant toe te kom nie, dan kan ek vir ewig wegkruip van alles en almal. Weereens raak Jesus nie betrokke nie. Al wat hy vir haar sê is, ek weet wat jy wegsteek, ek sien dit wat jy nie vir ander mense wil sê nie. Toe skrik sy en sy besef, maar hierdie is 'n profeet. En toe sy besef dis 'n profeet, nou praat sy teologie. Nou sê sy vir Jesus, maar julle sê die regte plek om te aanbid is in Jerusalem. Ons sê dis in Samaria, so waar is die regte plek? Weereens val Jesus nie vir hierdie gesprek nie. Hy vat haar verby die teologiese gesprek, of debat eerder, en hy vat haar na die waarheid. Hy sê in vers 23, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil jy sê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. Jesus sê vir haar, hy is die Messias. En dan sien sy dit. Sy is so opgewonde, dat sy die Messias ontmoet, dat sy skoon vergeet van die water wat sy nou kom haal het, sy los haar kanne daarso, en sy vergeet ook, dat die mense van Sigar eintlik nie van haar hou nie, en sy nie van hulle nie. Skielik sien sy hulle anders. Sy sien hulle nie meer as die mense wat haar veroordeel nie. Sy sien hulle as mense wat ook wag vir die Messias, en sy het hom ontdek, en sy kan dit nie vir haarself hou nie.
Voor Jesus is almal gelyk en sy besef dit. Ephraim, 'n Syriese kommentator, sê, at the beginning of the conversation, he, dis nou Jesus, did not make himself known to her, but first she caught sight of a thirsty man, then a Jew, then a rabbi, afterwards a prophet, last of all, the Messiah. She tried to get the better of the thirsty man. She showed dislike for the Jew. She heckled the rabbi. She was swept off her feet by the prophet, and she adored the Christ. Is dit nie wonderlik, wanneer ons besef dat Jesus die Christus is, die Messias, dan verander die manier hoe ons na onsself kyk, na ander mense kyk, fantasties, heeltemal anders. Hoe kyk Jesus na ons? Ons sien, hy kyk na die Samaritaanse vrou, en hy sien nie iemand wat verag moet word nie, maar hy sien iemand wat dors het, nie vir die water in die put nie, maar vir 'n mens wat dors na die verlossing, na die Heilige Gees en na waarheid. Hy sien die nood van die Samaritane. En die interessante is, ek kan dink Jesus se disippels was haastig om deur Samaria te kom, so al moet ons die kort pad vat, kom ons doen dit vinnig. En dan sê Jesus vir hulle, ons bly nog 2 dae hierso, by hierdie Samaritane, sodat hulle die Messias ten volle kan leer ken. Sjoe, hierdie verhaal tref my so diep, en ek is terug by my vraag, aan myself en aan jou. Hoe kyk ons na mense? Hoe kyk ek na die mense om my? Sien ek hulle vir wat hulle doen, vir wat hulle vir my kan beteken, vir wat ek uit hulle uit kan kry? Miskien sien ek hulle vir wat ek vir hulle kan doen, of hulle kan gee. Kardinaal Louis Antonio Tagle van Manila vertel hoe hy na iemand... I am making confessions to you. When I was a new bishop, there was a lady whom I did not know who invited me to her birthday. Since I did not know her, I was not, very enthusiastic about her invitation. But I looked at my calendar, my agenda, and I found that I had an appointment. I had made an appointment already on her birthday. But every day, she called my secretary and sent me an SMS. And I was getting irritated. And the day before her birthday, she called me, not the secretary. She said, Bishop, please come to my birthday. I was controlling myself. I said, Madam, I already told you, I cannot come. I already have an appointment. She said, but I want you to be there. And I said, but there are other priests who will be there. And she said, but I want you there because all the gifts that will be given to me, I will give to the diocese. And I said, what time is your birthday? Her market value suddenly rose. She became useful to the bishop. And I have to admit how ashamed and embarrassed I was. I realized we could be tempted. Persons disappear, only objects remain. Ek het so lekker gelag toe ek hierdie video kyk. Ek kan so assosieer met dit wat hy vertel. Ek het onlangs 'n kursus bygewoon wat aangebied is deur die Restore Foundation. En hulle het Galasiërs 3 vers 8 gaan vertaal, soos hulle sê, Mzansi style. En hulle vertaal hom so: There is neither black nor white, domestic worker nor business owner, Malawian nor South African, male nor female, for you are all one in Christ. Sjoe. Paul Meshanku
het 'n boek geskryf, The Respect Effect. En hy verduidelik dit so. It explains how each of our brains is profoundly influenced by how we're treated by others. When we're treated with respect, our brains literally light up and perform at their highest levels. When treated with disrespect, the higher thought processes in our brains go dormant, hijacked by our primitive survival wiring. We become diminished assets to our employers and organizations. Collega van my, toe ek nog in die weermag was, het my gehelp om ook hieroor te dink. Ons het gepraat oor plekke in die Kaap, hoe mense mekaar sien, en hy sê te vir my die dag, Melanie, het jy al opgelet, as daar 'n taxi in Constantia of in Rondebosch rondry, jy sal nie sommer sien dat mense hulle vuil goed by die venster uitgooi nie, want hierdie area kommunikeer dat die mense hierso belangrik is, dat mense waarde het hierso. En toe sê hy, kyk bietjie wat gebeur wanneer daar dieselfde taxi by Khayelitsha inry. Daar gooi ek sommer my vuil goed daar op die grond neer, want wat hier gekommunikeer word is, nie eers mense is hierso belangrik nie. Niks en niemand is van waarde nie. Dit het my diep getref en dit het vir my laat vra, hoe hanteer ek ander mense? Hoe hanteer ek myself? Hanteer ek ons almal asof ons almal waarde het voor die Here? Of bepaal ek hoeveel waarde het jy na gelang van wat ek uit jou uit kan kry? Wanneer ons die Messias en ander mense sien en om te weet dat almal dieselfde vir God is een van die grootste dinge wat ons vir onsself en vir mekaar kan gee. Dis wanneer ek besef, ek en die druggie op die hoek, hier by die straat se robot, ons lyk dieselfde vir God. God se liefde vir ons is presies dieselfde. Daar's geen verskil nie. En dis dan wanneer ek besef, ek behandel alle mense met respek. Weet nie van julle nie, maar ek het groot geword met die gesegde, respek word verdien. Respect is earned. Nou ja, so het ek ook geglo, totdat die Here my uitgedaag het. Ek het op 'n stadium, waar ek gewerk het, was dit nogal moeilike mense. Ek het mense moeilik beleef daar, en ek het gevoel, hulle tree so op dat ek nie respek vir hulle kan hê nie. Wat dit moeilik gemaak het, is dat dit my seniors was, so ek moet vir hulle respek hê en eerbied hê, maar aan die ander kant het ek net gevoel, julle verdien dit nie. So my gemoedtoestand het in die hek vasgeduik. Maar interessant is ook in daai tyd, my verhouding met die Here het verskriklik swaar gekry. En kollega van my het toe gesê, kom ek bid saam met jou. En toe eendag, drop die penny, soos die Engelse sal sê, en ek besef, respek word nie verdien nie. Gaan dit weer sê, respek word nie verdien nie. Respek is soos genade. Ek kies om dit vir iemand te gee. En soos wat ons genade gratis gee, die Here gee vir ons genade gratis, ons gee dit daarom ook gratis. Net so, Jesus gee vir ons respek gratis. Net so, gee ons dan ook respek gratis aan almal om ons. Ons wag nie dat hulle dit eers verdien nie. Ek toets dit toe. Ek besluit toe, ek gaan hierdie mense met die grootste respek hanteer, al voel ek hulle verdien dit nie. En wat het gebeur? Ons verhouding het gegroei, dinge het verander, ek het verander. Ons sien dit in die Samaritaanse vrou. Sy verander van iemand wat dink sy het geen waarde nie, wat deur die samelewing uitgestoot word. En wanneer Jesus haar met respek en eerbied hanteer, dan word sy die eerste sendeling. Sy gaan vertel 'n hele dorp van die Messias en 'n hele dorp kom tot bekering. So, die vraag wat die Here ons elkeen mee uitdaag, is om vir onsself te gaan afvra, behandel ons ander mense soos wat ons Jesus sou behandel? Of gaan ons skaam kry die dag, as ek voor die Here staan en ek moet sê, Here, ek moet bieg, soos Vader Tugly moet ek sê, ek is jammer, ek het net die mense goed behandel wat vir my waarde gehad het. Die ander het ek nie veel respek gehad nie.
Kom ons dink bietjie saam oor die volgende vraag. Wat moet verander in hoe ek mense sien? En jy is welkom om hierso te pause en bietjie te dink daaroor. Volgende vraag. Sien ek die Messias in ander? Wie is die mense of groepe aan wie ek negatiewe dinge toeskryf? Van wie sê ek, ag, dis tipies? Wie is die mense wat ek nie raak sien nie? Wie gaan ongesiens by my verby? As ons bietjie dink oor hierdie vraag, en nie net wanneer ons hierdie boodskap luister nie, maar elke dag, elke nag, en vir die Here vra, help ons hieroor, of hiermee, hoe sal Helderberg gemeente lyk? Hoe sal Somerset Wes lyk? Hoe sal Suid-Afrika lyk? As ons leef, asof die Messias tussen ons is. Kom ons bid saam. Here Jesus, U sien ons vir wie ons is en U hanteer ons nog steeds met die hoogste respek en eer. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons leer dat ons nie die reg het om enige iemand disrespekvol te hanteer nie, maar dat ons al stem ons nie eers saam met mekaar nie, dat ons dit nog steeds op 'n respekvolle manier mag doen en kan doen en moet doen. Heilige Gees, U weet, dit is vir ons verskriklik moeilik en daarom is ons gebed, lei ons, mag ons in die Gees en in waarheid leef, mag ons ten volle afhanklik van Jesus Christus leef, sodat ons mekaar sal hanteer asof hulle die Messias is. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Ons seën mekaar. By die een hand stuur ons hierdie seën na ander mense, aan die ander kant ontvang ons dit. En ons sê vir mekaar, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid, die nabyheid van die Heilige Gees, is met ons nou en vir altyd. Mag die Here julle seën.